Bet 7 sjeningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 4. André Rieu Blessing. André Rieu het 'n hele nuwe dimensie aangeheg aan klassieke musiek en opera musiek. Doen jouself 'n guns en kyk een van sy shows sonder hier op YouTube. Al die mense in die orkes trek baie mooi en deftige klere aan. So dit is baie lekker en aanloklik om daarna te kyk. In sommige vertonings werk hy humor in. Een wat ek gesien het, eer die mense styks in die orkes, dis baie snaaks. Hy bring emosionele klimakse in waar jy nie kan help om 'n traantjie te pik nie. Hy soek talente. Daar was al selfs 'n 10-jarige dogtertjie wat baie mooi trompet gespeel het. Dit is 'n werklike, volkome, light up your senses tipe vertoning. Dis waarvoor ek hoop by Bet 7. Mag ons elkeen die André Rieu's wees met 'n hele nuwe dimensie van algehele light up your senses, emosionele genesing vir 'n skaf aan ons gaste. Mag ons die pioniers wees van wat pleisters opplak op emosionele wonde. Andrew Carnegie, hy was die rykste man wat gelewe het in sy tyd. Hy is gebore mid 1800s. Andrew het arm groot geword. Hy was 'n industrialis. Hy het fabrieke gekoop en gestig. Sy geheim vir sukses was dat hy intense navorsing gedoen het op al die ander ryk mense van daardie area. Elke persoon wat hy bestudeer het, hy geglo het 'n golden nugget, 'n geheim van die persoon se eie reis na finansiële welvaart. Net so glo ek ook dat ons het ook wysheid oral rondom ons. Almal rondom ons het 'n golden nugget of 'n geheim van hoe om van ten volle te lewe. Hoe om die lewe in oorvloed te lewe. Hoe om meer as 'n oorwinnaar te wees. So mag ons ook so honger word vir emosionele welvaart, om oral golden nuggets te soek, sodat Andrew Carnegie sy welvaart aktief gesoek en nagejaag het. Angela Merkel. Sy is die eerste vroulike president wat Duitsland nog ooit gehad het. Sy word beskryf as die mees invloedrykste vrou in die wêreld. En net soos God vir haar autoriteit gegee het in 'n man's world, mag God ook so ons autoriteit daagliks verhoog. Verder, net soos wat God vir haar 'n baie spesiale aanstelling gegee het, haar hoog geplaas het, so glo ek ook, omdat God beloof ons is die kop en nie die stert nie, dat God ook vir ons spesiale nuwe aanstellings voorberei het, om ons op unieke plekke hoog geplaas te plaas. Mag God ons daagliks op sulke nuwe vlakke hoog plaas. Mense soos Angus Buchan inspireer my ongelooflik baie. 'n Gewone boer wat relentlessly God se hart gaan soek het. Mag ons ook daardie dubbele seëning, anointing kry in alles wat ons doen, om ook so God se hart te gaan soek. Wat as ons oor 10 jaar van nou af al flieks kyk van 'n baber, soos iemand wat hare sny, wat geloof gehad het soos 'n skêr? Wat van daarvan as ons van hierdie Bet 7 groepie 'n funksie kan reël vir emosionele genesing wat meer mense trek, wat meer hashtags versamel op Instagram as It's Time? Kan ons meer mense kry wat Angus Buchan, ons geloof, 'n hupstoot kan gee? Daar is 'n unieke salwing of anointing op jou lewe. God het vir jou spesiale talente ingeweef in jou wat jou uniek maak. Mag jy daardie talente ontdek en mag God jou daagliks lei hoe om die talente meer en meer te gebruik. Dalk is jy soos ek wat daarvan hou om te skryf. God het my al op soveel verskillende journeys gevat om te skryf, deur die video's, deur die liefste prinses boodskapies, om 'n boek te skryf. Verder coaching guide God my van hoe om my konstant geïnspireerd te wees, hoe om gevoed te wees, hoe om die boodskapies te tik. Hy het vir my mense gegee wat my nou weer inspireer en wat die hout op my vuur gooi, soos Rob Bell en die Joodse weeklikse leeskalender, waardeur ek werk. So mag God vir jou anointing wys in jou lewe, en mag hy vir jou lei om dit te gebruik, en hoe om die vuurtjie konstant aan die gang te hou. Mag jy 'n geseënde week hê. I'm sorry. Cole, I'm so sorry.
Everything I care about is gone. No sculpting. No school. I don't think there's a place for me here. I don't think there's any place for me in this world. It's not what the world holds for you, it is what you bring to it. And you bring so much.